Halleluja, dankie Here, om U teenwoordigheid te kan ervaar, o Vader. Nie net te weet U is hier nie, Here, maar om dit te kan ervaar. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n voorreg om te weet dat hierdie heilige God, die skepper van hemel en aarde, is hier vir elkeen van ons. 'n Besondere tyd, Here, in ons lewens. Tyd waarin ons Jesus Christus se geboorte herdenk. Die wêreld moet dit sien, die wêreld moet dit weet. Jesus is gebore. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie, ek kan die sitplekke neem. Ons gaan net nou afsluit met 'n pragtige lied. Dit is daai in 'n kaalvoet in die reën. Ons almal sing kaalvoet in die reën. Dit is mos 'n koortjie, né? Is dit nie? Ja, dan gaan ons natuurlik ons skoene moet uittrek, want pastoor Terz het gesê ons moet demonstratief wees, né? Ja, dit was nou 'n goeie dag gewees dat mense besluit het en daar's nou baie mense wat hier in die gees is vanoggend, jy weet, as gevolg van die reën daar buite om te draai en jou kop toe te trek en te sê, ag Here, U verstaan. Nou ons verstaan dit. As ek nie gepreek het nie, dalk het ek ook dan gesê, Here, U verstaan. Maar ons is so bly vir elkeen van U wat kaalvoet in die reën geloop het om hier te kom wees. Baie dankie. Ons beleef op hierdie stadium 'n baie besonderse tydperk in die Christendom, maar ook in godsdienstige tye, want reg oor die wêreld is die Jode, die ortodokse Jode wat nou glo in God, besig om 'n fees te vier, die fees van die ligte, die Chanukka fees te vier. Nou, hulle vier hierdie fees as gevolg van 'n wonderwerk wat die Here gedoen het. Weet daar 200 jaar voor Christus het die Syries-Romeinse owerhede Jerusalem ingeneem en hulle het hulle onder dwang geplaas om die Griekse kultuur en ook die Griekse godsdienste aanvaar en te beoefen. Daar was geweldig druk gewees in daardie tyd. Maar daar was 'n man met die naam van Juda die Makkabeer wat besluit het genoeg is genoeg. Ag, mag ons ook dalk vandag besluit in jou verleenthede, genoeg is genoeg. Amen. En hy het 'n klein mag van rebelle bymekaar gekry wat eintlik swak gewapend was. Hulle het nie regtig wapens gehad nie en hy het in opstand gekom in Jerusalem teen hierdie magtige Griekse ryk, hierdie Romeinse soldate, fenominale soldate. Maar hierdie klein groepie het hulle oorwin. En oornag het hulle weer die vaandel van Jerusalem onder Israel se ryk geplaas. Is dit nie wonderlik nie? 'n Klein groepie mense. En mag ons ook vandag 'n Juda die Makkabeer wees, wat besluit genoeg is genoeg in jou eie persoonlike lewe. Jy weet, en onmiddellik toe hulle nou hierdie weermag laat uitvlug het, uit Jerusalem het, was hulle eerste taak gewees om die tempel te herstel. En hulle het dit toe gedoen. Hulle het die tempel herstel, maar het nie daar opgehou nie. Die wet bepaal, die Ou Testamentiese wet bepaal, as die eindtempel reg is, al die meublement reg geskuif is in die heiligdom en ensovoorts, dan moet die menorah sonder ophou brand. Maar daar was 'n geweldige probleem gewees. Hulle het die menorah aangesteek en daar was slegs genoeg olie vir een dag. Net een dag. Nou, die proses van om die menorah aan te steek, die menorah wat die 7 kandelare gehad het, ek het al 'n paar keer met u gepraat daaroor, daai menorah moes dag en nag gebrand het. Vroeg in die oggend, voor sonsopkoms, het 'n priester ingegaan en dan daardie houers van daardie menorah weer vol olie gemaak, want in die nag het dit klaar gebrand. En gekyk of die putte nog reg is, en dan sonsonder vanaand het hulle presies dieselfde gedoen. Daardie
houers weer vol olie gemaak, want dit is nie groot houers gewees nie, het maar 'n bietjie olie gevat, kyk of die putte reg is, sodat die wet wat God ingestel het, die lig moet altyd brand in die heiligdom, sodat dit in vervulling kon kom. Maar soos ek gesê, die probleem was, afgesien van die feit dat hulle net genoeg olie gehad het, om die menorah 1 dag te laat brand, het hulle dit gedoen. Hulle het dit gedoen, en nie geweet wat gaan gebeur nie. En ons weet dat 'n wonderwerk het plaasgevind. Hele proses, met die beskikbare olie, het hulle dit aangesteek. En ek wil vandag vir u sê, maak nie saak hoe min jy het, of hoe onrelevant dit ook al mag lyk nie. Dit wat jy in 'n deurbraak in jou lewe wil hê, dit wat jy het, al het jy net 1 gebed oor in jou lewe, gebruik dit. Dit wat jy het, bring dit na die Here toe in geloof en verwagting. Moenie sê, dit is te min nie. Pastoor het net met die offerande gesê, moenie sê, dit is te min nie. Daai R5 of selfs R2, is dalk daar die menorah wat gaan brand vir jou, daar die wonderwerk wat gaan plaasvind. Want hierdie het 'n wonderwerk, het hier gebeur. Daar die menorah het aanhou brand met 1 dag se voorraad olie, totdat die proses om die olie voor te berei afgehandel is. Wat 'n minimum van 8 dae geneem het. Vir 8 dae het daai menorah gebrand met 'n bietjie olie wat net genoeg is vir 1 dag. Daar word gesê in die geskiedenisboeke dat hulle uiteindelik daardie 8ste dag weer gaan om die putte te herstel en vol te maak, was daar niks olie oor nie. Daai menorah het gebrand sonder olie. 'n Wonderwerk. Die olie het nie gehou vir 8 dae. Daar was nie meer olie nie, maar God het, omdat hulle geloof gehad het, om die menorah aan die brand te steek, om te wys ons is gehoorsaam aan die woord, Here, het die Here 'n wonderwerk laat plaasvind. Ja. Nou die 14de Desember, daai aand met sonsondergang, het reg oor die hele wêreld. Jy kan maar vandag ingaan by enige Joodse mall hier in Pretoria, en ek weet nie of jy is nie, maar aan Johannesburg is daar 'n paar winkelsentre wat eintlik net aan Jode behoort. Is daar groot menorahs wat hulle die 14de die aand 6 uur die eerste menorah aangesteek het, die eerste vuurtjie aangesteek. Nou is dit 'n 8 of 'n 9, wel jy gaan nou sien hoe lyk daai Chanukah menorah. Het hulle dit gedoen. En die Joodse fees, die Chanukah, die wonderwerk te herdenk. 'n Wonderwerk, broeders, ons dink te min aan die wonderwerke wat God gemaak het. Ons herdenk. Herdenk beteken, ja, wat dit was 'n wonderwerk gewees. Maar herdenk beteken, die Here het 'n wonderwerk gedoen, ek herdenk dit, want hy kan in my lewe ook dieselfde wonderwerk doen. Dit is wat die woordjie herdenk eintlik beteken. Dit dui nie net op iets wat in die verlede gebeur het nie, maar iets wat vandag en môre en oormôre, want hy is dieselfde God gister, vandag tot in alle ewigheid. 8 dae, die 22ste, môre, vanaand 6 uur, word die laaste van hierdie liggies aangesteek. Dis een van die groot feeste wat die Jode vier, afgesien van Pesach, die nagmaal, is hierdie een van die grootste feeste wat hulle vier. Vir ons mag dit miskien onrelevant drink, maar ons moet begin dink wat die Here gedoen het. Die wonderwerke wat hy gedoen het in ons lewens. Kyk 'n bietjie hierna. Die 25ste dag van die maand Kislev, elke jaar, is dit die eerste as die son ondergaan. Vir die 25ste dag, onthou, dit is aand, dit is môre, die dag, die Bybelse dag, die 22ste begin vanaand 6 uur is die sonsak. En eindig môre aan 6 uur. Dit is hoe die Bybel, daarom die Here sê, dit was aand en dit was môre die eerste dag. Nou die 22ste, die 25ste dag van die maand Kislev, het hulle die eerste aangesteek. En dan die tweede dag van die maand Tevet, dis nou môre die tweede, wat eintlik vanaand 6 uur begin, steek hulle die laaste aan om hierdie wonderwerk te herdenk. En almal kom en sê, dankie Here, maar al die Jode sê ook, Here, U kan vir ons ook in die jaar wat voorlê 'n wonderwerk doen. Kan U daarop sê amen? Ja, dit is die Chanukah fees, die fees van ligte, of ook beteken is Chanukah, lig in
duisternis. Nou dit het vir ons 'n tweeledige betekenis. Ons verdenk hier ook Jesus as die lig van die lewe. Amen. Dat daar die wonderbare lig, hy het homself verklaar as ek is die lig van hierdie lewe. En wanneer ons hom aanneem as ons persoonlike saligmaker, wanneer ons hom aanneem as Here en Meester in ons lewe, dan sê hy, laat jou lig ook so brand sodat alle mense dit kan sien. Chanukka, die lig wat in duisternis skyn. So vir ons het hierdie Chanukka fees, veral in hierdie tyd wat dit saamval met die geboorte van Jesus, het dit 'n besonderse betekenis vir my in elk geval. Maar ook 'n betekenis wat sê, omdat hy die lig van die lewe is, moet ek daai lig laat skyn. Waar ek ook al is, wat ek ook al doen, en hoe ek dit ook al doen. Nou, daar is baie wonderwerke waarin ons kan dink in die Bybel. Voor ons by die ene kom, en ek gaan nie daaroor preek nie. Jy weet, wonderwerke, herdenk wonderwerke. En dit is eintlik wanneer hulle Chanukka fees vier, dan praat hulle van al die wonderwerke wat in die Ou Testament opgeteken staan. Die wonder van die herskepping. Die wonder van kwartels en manna. Die wonder van die 10 afgode wat die Here God in Egipte in 10 dae verwoes het. Die wonder van die trek deur die Rooi See, droogvoet. Die wonder van Samson se krag, die wonder van Gideon en sy bende. Die wonder van Dawid teen Goliat. Die wonder wat dinge menslik onmoontlik was, die water uit die rots gestroom het, dat daar rivierwater vir jare gevloei het, as gevolg van daardie rots. Dit is stroompie nie. En so herdenk hulle, elke wonder, 'n wonderwerk wat God gedoen het, in die Ou Testament. Ons het 'n paar dae gelede, 16 Desember, die wonder van Bloedrivier. En ek het baie mooi met die gepraat, en dit is nie wit teen swart gewees nie, dit is 'n duistere mag teen 'n lag, 'n mag wat gesê, genoeg is genoeg, wat die Here 'n wonderwerk gedoen het. En dan 'n ander groot wonderwerk, waarin ons moet dink en moet herdenk. Al staan dit nie so in die Bybel, jy weet, daardie wonderwerk genoeg, as staan nie die Bybel, jy moet dit doen nie, hulle het besluit, ons gaan dit doen. Daar's dinge wat jy en ek moet besluit om eer aan die Here te bring. Kan jy sê amen? En Kersfees is een van die grootste wonderwerke, waar ons die geleentheid het, om vir die wêreld te wys, ek behoort aan Christus, want hy is gebore as mens op aarde. En daarom probeer Satan op alle maniere die 25e uit ons lewens uitruk. Daardie dag wat ons die geboorte van Jesus herdenk. Kerke kom teenoor mekaar op en mense bly weg van kerke as gevolg van Kersfees. En Satan het dit reg gekry in 'n groot mate. Broers, ek wil vandag vir u sê, dit is een van die grootste wonderwerke wat God gedoen het, is om Jesus na die aarde te sien. Want so lief het God die wêreld gehad. En ons het rede om vir die wêreld te wys, Jesus Christus is deur God na die aarde toe gestuur. En ons kan dit net een dag in die jaar doen. Dis Kersfees. Van die hele mensdom reg oor die aarde weet, hierdie is 'n fees wat die Christene vier. Ek het hierdie week gelees daar in die metroraad in die Kaap. Nou Kaapstad, ek was nou nooit daar oor Kersfees gewees nie, maar blykbaar die strate, alles het Kersversierings op, dit blykbaar iets om te aanskou. Maar die metroraad van Kaapstad het die begin van verlede week reg deur Kaapstad gegaan en alles wat dui op Jesus Christus en daai versiering het hulle afgehaal. Satan gaan alles probeer. Broers, ek wil vandag vir u sê, waar jy ook al mag wees, al vertrek jy vanaand op vakansie, wees Sondag of donderdagoggend daar, waar die geboorte van Jesus gevier word, sodat die wêreld kan sien, die grootste wonderwerk het plaasgevind. Jesus het aarde toe gekom. So lief het God die wêreld gehad. Ons het rede om Kersfees te vier. Ons het rede om vir die wêreld te wys, Jesus is gebore. Ek praat nie van 'n kersboom en al die ander versierings nie. Ek praat nie van al die geskenke nie, maar ons fokus moet wees, Jesus is gebore. En ons moet daar die fokus weer terugbring in die 25e, Jesus is gebore. Al sou hy nie op daai dag gebore gewees het nie. Die feit bly staan, hy is gebore. En dan by die hele wêreld, die grootste ateïs en godlonaar,
Die grootste afgodaanbidders weet, die 25ste is die dag wat ons die geboorte van Jesus Christus vier. Hey, dis 'n boodskap om uit te dra. En ek wil vandag vir u sê, die Here kan ook 'n wonderwerk vir jou doen, soos wat hy gedoen het, reg deur die Ou Testament. Soos wat hy gedoen het op die 26ste of die 16de Desember, soveel jare gelede. Want hy is dieselfde gister, vandag, tot in alle ewigheid. En Chanukka fees herinner my altyd daaraan dat God is 'n God van wonders. Met dit wat ons hom gee, in geloof en in verwagting, maak nie saak hoe klein dit is nie. Hierdie mense kon net so wel sê, nee, wat kom ons wag 8 dae voordat ons dit doen. Nee, maar vir hulle was dit belangrik, hulle lig moet skyn. Vir ons moet dit ook belangrik wees, sy lig moet skyn in die duisternis van hierdie wêreld. Hy sê, ek het gekom, sodat julle lewe en oorvloed kan hê, al is dit so, dat die dief gekom het om te slag en te steel en te verwoes. Dit is 'n wonderwerk. Daarom moet ons in die Here bring, dit wat ons het. En slegs met dit, wat jy tot sy beskikking stel, daarmee doen hy 'n wonderwerk. Die Here vra vir Moses, julle huil en julle kerm en julle kla, wat het jy in jou hand, Moses? Is 'n stok, Here. Hy sê, maar vat hy stok en steek hom uit en kloof die see, man. As Moses dit nie gedoen het nie, was die volk vandag nog in slawerny. Daar's dinge wat so elementêr en nie belangrik is, wat die Here vir ons sê om te doen, doen dit. En die Here kan dit wat jy gedoen het, verander in 'n wonderwerk. Chanukka, 8 dae, sonder olie het hy gebrand. Want daardie houertjies is net groot genoeg om vir 12 na 14 ure 'n put te laat brand. Maar vir 8 dae het hy gebrand, omdat die volk besig was om gereed te maak, om elke oggend en aand weer te gaan. Geef vir die Here wat jy het. Gee dit ten volle met afwagting. En jy gaan sien, die Here gaan jou Chanukka fees ook laat herleef in jou lewe. Ons betree 2026. Ek gaan baie van ons gaan nuwejaarsvoornemens maak. Ek het maar opgehou om my voorneme te maak, ek gaan die Comrades hardloop. Dis verby, dis over the bed. Ek is nou die dag herinner, een van die oudste pastore van die AGS kerk in die streek, né? Die heel oudste, hoe oud was hy? 87. 87 is, dis nou nie pastoor Neil nie, hy's 'n paar weke, is gister oorlede, né? Weet jy wat sê pastoor Tertius vir my? Hy sê vir my, wel vir nou is jy die oudste in die streek. Hoekom lag julle? Magtig. Want as dit die waarheid is, maar kyk hoe lyk ek nou, jy weet, ek meen, magies. Jy weet, my antwoord aan hom was gewees, Caleb was 80, toe sê hy vir Joshua, gee my die berge, ek sal die reuse op die berge gaan verslaan, daarom bly ek daar in Hartiesteen die berg. Halleluja. Tjoh, dis scary hoor, dis scary. Ek het nie geweet of jy dit, anyway, kom ons stop daar. Ek sal hom kry. Weet ons, almal nuwejaarsvoorneme. Ek gaan dit doen en ek wil dit doen. Ek gaan gewig optel of ek gaan gewig verloor. Of ek gaan so goed doen in my studies en ek hoop julle jong mense het daar jou nuwejaarsvoorneme. Ja, hierdie jaar wil ek tussen die eerste 10 wees. Dan moet jy nie wag tot Augustus die volgende jaar nie. Jy moet begin Januarie. Dit wat jy het, gee dit vir die Here. Ons het almal daai nuwejaarsvoorneme. En almal van ons wil graag suksesvol wees. Is dit nie waar nie? Ek meen, wie bid om nie suksesvol te wees nie? As daar iemand wil sê, ag nee, wat Here, vat alles van my weg. Ek wil niks hê nie, ek wil arm wees, ek wil niks kan gee nie, ek wil maar net lewe. Dis absurd, want die Here sê, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. En daai woordjie oorvloed in Grieks beteken, jy het, en ek gee vir jou nog, en ek gee vir jou nog, en ek gee vir jou nog, oorvloed, sodat jy kan begin uitdeel aan ander. Yes, ons wil almal
graag suksesvol wees in 2026. Maar bring na die Here wat jy het om suksesvol te wees. Al is dit 'n klein bietjie. Deuteronomium 30 vers 9. En die Here jou God sal die goeie aan jou oorvloedig gee. Kan jy sê amen? In al die werk van jou hande kan jy sê amen. Besluit vandag dit wat ek gaan doen. Gaan ek met krag, met mag, met oortuiging en met my volle wese gaan ek daarmee betrokke raak en ek gaan dit doen. In al jou werke sal die Here jou goeie aan jou oorvloedig laat wees. Dis God se belofte. Hy praat hier van dit wat ons moet, in die vrug van jou liggaam, in die vrug van jou vee, en die vrugte van jou land. Hy sê, in al die werke wat jou hand vind om te doen, hè? Maar baie naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart, om dit te doen. Ons het almal die beloftes van die Here, wat hy aan jou persoonlik gemaak het, in ons mond en in ons hart, maar dis waar dit bly. Amen. Om dit te doen. Om iets te begin doen. Hy gaan verder en sê, kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en die geluk. Chanukka is 'n voorhou van God van lewe en geluk. Elke belofte in die Bybel is 'n voorbeeld van lewe en geluk wat hy aan jou voorhou. Hy sê, my kind, dis wat ek vir jou wil doen. Dis wat ek vir jou kan doen, dis wat ek vir jou sal doen. En nie dood en nie ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê. Kan jy sê amen? Wil net die oë sluit en sê, Here, ek het U lief nie. Sê dit moet hier uit jou binneste sê, Here, ek het U lief, Here. Ek het U lief. Maar het stop nie daar nie. Hy gaan verder en hy sê, en om in sy weë te wandel, en sy gebooie, en sy insettinge, en sy verordeninge te hou. Ja, vir jou burger, dis Ou Testamenties. Surprise, Marai, surprise. Want ek gaan nou vir u wys wat beteken hierdie 3 woorde, wandel, gebooie, insettinge en verordeninge, om dit te hou. In die eerste plek, in sy weë te wandel, is die Hebreëse woordjie galak, wat beteken, jy vloei soos lewende water saam met die water. Jy spoel nie uit langs die strand nie, jy vloei saam met hierdie water. Strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Dis wat dit beteken, om in sy weë te wandel. So dit wat jy doen, moet jy saam met die vloei van God se wil, van sy krag, van sy teenwoordigheid, moenie iewers uitspoel nie. Bly in die middel van die stroom van God se beloftes, in die middel van die stroom van goedheid en guns sal my volg. Hy gaan verder, en sy gebooie te hou, mitzwa, wat beteken, doen wat hy sê, jy moet doen, en doen wat hy sê, hoe jy dit moet doen. Amen. Verder, en om sy insettinge te hou, chuka, is die woordjie wat beteken, om dit te doen soos wat hy wil hê, jy moet dit doen. Amen. Dit verander die prentjie heeltemal. Jy weet, die Here sê, jy moet my lief hê, maar jy moet galak, jy moet vloei in my seëninge, jy moet vloei in my wil, jy moet vloei in my teenwoordigheid, want as jy uitspoel op die wal om 'n vleisie te braai, is dat dinge wat jy gaan mis, want jy vloei nie meer saam nie. Jy moet iets waar, jy moet doen wat ek vir jou sê, jy moet doen. O Here, ek môre toets, ek het nie geleer nie, help my Here. Sê die Here, man, ek het jou beloof, doen wat ek sê jy moet doen. Ek sal die Heilige Gees stuur, om jou te herinner aan alles wat jy geleer het. Amen. Soos jy niks geleer het, jy gaan die Heilige Gees leer. Sorry, Pel. En dan aansettinge, om dit te doen op sy manier, nie op jou manier nie. Ons word soms in emosie, word ons weggevloei deur 'n ander stroom, behalwe God se lewende stroom.
Dat ons toelaat dat ons emosies oorneem oor iets wat jy hoor, of iets wat jy sien, of iets wat aan jou gesê word, of iets wat iemand aan jou doen, of iets wat om jou gebeur. Hier kom die Here en sê, doen die dinge soos wat ek wil hê jy moet dit doen. Ek het die afgelope tyd, ek dink ek het al daaroor met die gepraat, dalk in 'n ander gemeente, ek weet nie, maar weet jy, het ek 'n geweldige aggressie ontwikkel terwyl ek bestuur. As ek in my kar klim, is ek nie meer Theo Burger, as ek Theodor Alius Burger. Papa, want ek wag net vir iemand om iets fout te doen. Dan waai ek nie vir hom so nie. Ek weet, ja. Dan, hallo jong, hallo. Papa, nou kom daar woorde uit my mond uit, Tertius, wat my laat skrik, en ek het, elke keer as ek in die kar klim, sê ek, Here asseblief, ek moet hierdie aggressie, moet ek agterlaat, ek moet doen, soos U wil hê, ek moet dit doen. En dank die Here, ek kry dit reg, sommige kere 'n bietjie moeilik, maar ek sê vir jy iets wat ons algemeen soms ervaar, ne? Want as jy agter 'n stuurwiel inklomp, dan verander jou hele gesigsuitdrukking. Is ek reg? Dis waar. Dan is jy 'n ander mens, papa, jy's 'n ander mens, mamma. Doen wat die Here sê jy moet doen. Hy sê, want wanneer jy versoek word, sal jy nie bo jou kragte versoek word nie. Want saam met hierdie versoeking wat jou pad langs kom, stuur ek vir jou 'n uitkoms sodat jy dit kan oorleef, dat jy dit kan oorwin. Daarom soek ek eerder, mooi pel, leg man, ek sien jou hoor, ja. Anyway, en dan sy verordeninge te hou. Jy weet, ek het hierdie storie vertel van daardie aggressie wat ek ontwikkel het om, op soms so skielik, jy weet, dan herken ek myself nie eers nie. Want die oomblik, Here, U is groot en almagtig, dit is werklik waar so. Dan kom jy kar, dan verander, Here, is so, net so, in 'n oogwink. Kan iemand sê, ouch? En dit het gebed gekos. Dit het aan my kant dissipline begin kos, om daai vrede in my hart te hê. Maak nie saak wie, hoe ry nie. Ek doen wat die Here wil hê ek moet doen. Ek sê dit vir, want hierdie dinge wys op dinge waarmee ons elke dag gekonfronteer word. Amen. Elke dag. Hy gaan verder verordeninge te hou, mishpat, wat beteken om in 'n spesifieke situasie op te tree, soos hy sê jy moet optree. Dis wat dit beteken. Is dit nog steeds Oud-testamenties? Dis so nuut in die Nuwe Testament as wat kan kom. Sodat jy oorvloedig kan lewe en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan, daar waar jy heen gaan, om dit in besit te neem. Kan iemand sê amen? Kies dan die lewe, sê die Here, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Nou, dis nie net 'n voornemens en nuwejaarsvoornemens nie. Dis 'n keuse. Dis 'n keuse wat jy moet neem. Dis 'n daadwerklike aksie wat jy moet neem. As jy wil kies om te doen wat die Here sê jy moet doen en hoe jy wil hê jy moet doen. En hierdie woord lê opgesluit in die volgende daadwerklike aksies. Eerstens, kies sukses. Neem 'n besluit vandag en sê, Here, en gaan skryf dit neer. 1. Ek wil hierin gaan ek suksesvol wees in 2026. In hierdie saak gaan ek oorwin. Ek wil suksesvol wees oor my emosies. Ek wil suksesvol wees in alles wat ek doen, Here, en hoe ek dit doen. Kies sukses. Dan tweedens, jy weet, kom ons kyk, die Jode besluit, genoeg is genoeg. Hulle het in opstand gekom, die tempel herstel en alles volgens die Here se voorskrif wat hierdie gebring. Toe 3de vers 19 kom, kies dan die lewe dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Jy moet nou besluit en sê, genoeg is genoeg. En hierdie faset van my lewe is genoeg. Ek kies sukses. Skryf dit neer, ek kies sukses. En dan, tweedens, verwag sukses. Want baie dinge gaan gebeur, die oomblik as jy dit gekies het,
om jou weg te ruk van daai keuse af. Verwag sukses. Dit is waar die woord kom, jou blydskap in die Here is jou beskutting. Waak daarin met danksegging, sê die Here. Maak nie saak wat gebeur nie, ek verbly my in die Here. Ek staan met die troffel in die een hand en die spies in die ander hand, maar my blydskap in die Here, dit is my beskutting. Ek verwag die sukses wat ek gekies het, gaan gebeur. Die Here het met dit wat hulle tot hulle beskikking gehad, die bietjie olie net vir een dag, hulle het die menorah aangesteek. Matteus 6 vers 11, Here gee ons vandag ons daaglikse brood. Ons is so bekommerd oor 2026, dat ons vergeet om vandag sukses te kies en sukses te verwag. Gee my vandag, Here, dat ek vandag kan bly by die keuses wat ek gemaak het, om aan die einde van die jaar suksesvol te wees. Eksodus 14 vers 4, die Here sal vir julle stry, en julle moet stil wees. Daardie woordjie stil in Hebreëus is garash, nie geraas nie, garash. Jy weet, want ek meen, as ons dinge hoor, dan maak ons geraas. Dink bietjie die geraas by 'n braaivleisvuur of by 'n etenstafel. Ons maak geraas oor wat die EFF gesê het. Ons maak geraas oor wat wie ook al gedoen het of gesê het. Ons maak geraas. Die Here sê garash. Bly stil. Moenie met iemand daaroor praat nie. Moenie saam met iemand daar praat. Hou jou doof vir alles wat negatief is. Moenie saam praat nie. Dis wat garash beteken. Reg. En dan werk sukses in jou lewe. Van dag 1 af. Werk, Here gee my vandag my daaglik. Moenie terugsit en wag vir iets om te gebeur nie, want dit gaan alleenlik gebeur as jy begin werk aan jou sukses. Die Jode het die menorah aangesteek en onmiddellik begin om die olie voor te berei, 'n proses wat minstens 8 dae geneem het. As ek net gesê het, daar was nie meer olie, na die eerste dag was daar nie meer olie gewees nie. En die pitte het nie uitgebrand nie. Want steek bietjie 'n pit aan van 'n lamp sonder olie, gesien wat gebeur. Hy brand tot as. Vir 8 dae, Pastor Tertius. Vir 8 dae was daar geen olie gewees nie. Net vir een dag, 7 dae. Die pit het nie gebrand, het nie gerook eers nie. Want hierdie volk was besig om voor te berei. 8 dae om die olie in te gooi. Wat 'n les is dit nie vir ons om te leer nie, né? Niks gaan gebeur indien jy niks doen nie. Onthou dit altyd. Maak dit jou teologie vandag. Niks gaan gebeur as jy niks doen nie. That's it. Ek praat altyd van daardie gladiator wat geroep, what you do today will echo in eternity. If you do nothing, nothing will happen. Hy slaan 2 kante toe. Eksodus 14 vers 15. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Nasa is Hebreëus. Wat beteken, ruk jouself reg, man. Staan op en beweeg vorentoe. Dis wat die Here vir ons sê. Trek weg, nie hoe goed is pak in Kaap toe gaan of New Zealand toe of niks daarmee te doen nie. Niks daarmee te doen nie. As jy wil, ja, doen dit, maar dit beteken in hierdie toestand van jou. Sê vir hulle, man, wat roep jy my aan, man? Sê vir hulle moet opstaan en hulle moet wegtrek. Ruk jouself reg, staan op, man, en beweeg vorentoe. Dis wat die woorde beteken. Nasa, sê die Here. En jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof die see, sodat hulle almal dwars deur die see op droë grond kan loop. Dank die Here, ons sing nie kaalvoet in die reën nie, want ons loop droë voet deur die reënwater. Hoekom? Want ons doen iets. Reg, eerstens, gebruik die res van hierdie dag dalk om jou keuses te maak vir 2026. Nie voorneme nie, maar 'n keuse. Dis wat ek wil doen. En dan verwag dit,
Waak daarin met danksegging. Begin jouself in gereedheid bring om 1 Januarie 2026 te begin beweeg vorentoe. En dan werk aan daardie sukses. Want niemand anders gaan dit vir jou doen nie. Niemand anders gaan jou wapenrusting vir jou dra nie. Niemand anders gaan jou skild van geloof optel en ons kan vir jou bid en ons moet vir mekaar bid. Maar as dit kom by hierdie dinge, dan moet jy die wapenrusting optel. Jy moet die skild van geloof optel. Jy moet die koning van alle konings aanroep. En daar is dit. Ons het een kersie wat brand. Dis ons keuse vandag. En dit kan verander in 'n wonderwerk wat die Here vir jou wil doen en wat die Here vir jou sal doen. Ek het nou klaar gepreek as in die ENG kerke wil hulle hê ek moet sê amen. Regtig? Want dan weer die mense nou is dit klaar. Maar eintlik beteken amen, dit sal so wees. Amen. Amen. Ons gaan die oorwinningslied saam sing. Is dit reg so? Die oorwinningslied. En in daai oorwinningslied, neem vandag hierdie 3 dinge in jou lewe. Kies, verwag en doen. En jy gaan sien wat die Here vir jou gaan doen, as jy dit vasgryp en uitleef. Kom ons staan, dan sing ons die oorwinningslied saam. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Is dit nie mooi verwagting nie, né? Kom ons sing dit saam. Anne-Marie, sy is ons voorsanger. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Loof en prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Dankie Here, ons eer U, ons prys U, o Vader. Here vir sy koning. Die koning wat leef tot in alle ewigheid. Die koning waarin ons glo, die koning wat vir ons 'n pa is, wat hom ontferm oor ons. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam, amen. Gaan geniet die dag en kom in gereedheid vir die fees van Christus se geboorte. Amen. Prys God. Baie dankie, Pastor Tertius.